Hallo dames, dit is weer ek en vandag gaan ons lekker gesels in Afrikaans en ek het net gevoel dit is tyd dat ons bietjie in Afrikaans met mekaar gesels want ons verstaan mekaar soms beter as ons in ons huistaal met mekaar praat. En ek wil vandag met jou gesels oor hierdie idee van wat voed jou gees? Wat voed jou geesmens? Nou ons weet, net soos wat ons fisiese liggame gevorm word deur dit wat ons eet fisies, so word ons geesmens ook gevorm deur dit wat ons eet in die gees, deur ons geestelike kos. Ons fisiese liggaam bly aan die lewe met natuurlike kos en my geesmens bly aan die lewe met geestelike kos. So die vraag is nie of jy jou gees voed nie. Die vraag is waarmee voed ek en jy ons geesmens? Want hier is die realiteit wat ek agterkom en ek dink ons almal kan saamgesels hieroor is dat elke dag voer ons onsself. Ons voer ons sielsdimensie, ons voer ons geesdimensie. Ons voed onsself met sosiale media, of dit nou Instagram is, of dit nou Facebook is, of dit nou TikTok is, of nog 'n pot gooi, of 'n YouTube teaching, of dit mense se opinie is, of dit die nuus is, of dit die radio is, wat ook al. Ek en jy voer onsself met iets. En al hierdie dinge wat ons eet, so ek praat nou nie van natuurlike kos nie, maar al hierdie dinge wat ons eet en wat ons osself voer, vorm ons denke, dit vorm ons emosies en ons perspektief en op die einde van die dag vorm dit ons geloof. En ons dink baie keer as jy dink aan kos en as jy dink aan iemand wat ooreet of jy iemand wat te min eet, okay, iemand wat te min eet, byvoorbeeld weet ons dat ondervoeding beteken dat hulle eet hopeloos te min en hulle kry te min voedingsstowwe in. En byvoorbeeld as iemand 3 keer 'n dag eet, kan hulle nog steeds ondervoed wees. En jy sê, maar hoe is dit moontlik? Want ondervoeding gaan nie net oor hoeveel ek eet nie, dit gaan oor wat ek eet. Okay, so ons dink ondervoeding beteken iemand eet nie. Maar dit is nie altyd waar nie. 'n Persoon kan 3 maaltye 'n dag eet, maar hulle kan nog steeds ondervoed wees. Okay, en hoekom is dit? Want ondervoeding gaan nie net oor hoeveel jy eet nie, dit gaan oor wat ons eet natuurlik. So jy kan jouself vol eet aan kitskos of jy kan suiker eet of geprosesseerde maaltye, maar jou liggaam gaan nog steeds sekere voedingsstowwe nodig hê wat jy dan nie kry in jou dieet nie. En jy voel dalk vir 'n oomblik versadig. Ons almal weet as jy daai lekker KFC of daai Steers-burgertjie gehad het, jy voel dalk vir 'n oomblik versadig, maar jou liggaam word in realiteit nie actually opgebou nie, nê? So met tyd begin die tekorte te wys, jou energie begin daal, jou immuunstelsel word swakker, jy word vinniger siek en jou liggaam kan nie reg funksioneer nie. En nou hier is die beginsel wat die Here op my hart gedruk het hierdie week is dat net soos wat dit werk met jou fisiese liggaam, werk dit ook met jou geesmens. Okay? Dit werk in dieselfde beginsel geestelik. So hier is die realiteit, ons kan ons dae vul met geestelike inhoud, nê? Ons kan ure op sosiale media spandeer. Ons kan kort inspirerende video's kyk en ek is mal daaroor, moenie 'n fout maak nie. Jy kan honderde motiverende aanhalings lees, okay? En dit kan ons vir 'n oomblik geïnspireerd laat voel, maar inspirasie is nie dieselfde as voeding nie. En hier is 'n ding wat ek al met myself agtergekom het, nê? Net omdat iets my emosioneel aanraak en my goed laat voel, beteken dit nie noodwendig dat my geesmens is gevoed nie, nê? So daar's 'n verskil tussen 'n emosionele inspirasie en die voeding van my geesmens. Net omdat iets Christelik klink, beteken dit nie dat dit bou diep wortels in my gees en in my geestelike groei nie. God het een primêre bron gegee waardeur hy ons voed en ons vorm en ons verander en dit is die woord van God. So dit is waaroor ek vandag met jou wil praat is die krag en die belangrikheid daarvan om te eet uit die woord uit. Okay, so my vraag aan jou is, hoeveel van jou geestelike dieet bestaan heiliglik uit die woord uit? En as jy vir my sê, Marissa, weet jy wat, nie baie nie, dan is hierdie nie 'n veroordeling nie, hierdie is 'n uitnodiging, wat die Here vir my en jou kom sê, kom trek nader, daar is dinge wat ek met jou wil deel uit my woord uit, en ek wil hê jy moet by my tafel kom sit, by die Vader se voete kom sit. Ons almal ken hierdie stukkie wat Jesus in Matteus 4 vers 4 sê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. So Jesus kom en hy sê,
Hy noem nie die woord 'n ekstra vitamiene vir my geestelike lewe nie. Dis nie 'n aanvulsel, jy weet, of 'n ekstra hulpbron vir my geestelike lewe nie. Dit is my geestelike lewe. Dit is die brood. Brood is nie 'n leksheid nie. Brood is noodsaaklik vir lewe, nê? En dit is die Here se hart vir my en jou, is om 'n lewe in oorvloed te kan leef. So wanneer jou liggaam stadig begin verswak, wanneer jy ophou eet, begin jou gees net so verswak wanneer jou geestelike dieet tekort kom. En as ek nou vir julle eerlikwaar kan sê uit my posisie as 'n herder van 'n plaaslike gemeente, en ek sien dit al vir jare en ek het dit al in myself gesien, en ek hoor dit as ek met vrouens gesels. My bekommernis is dat ons, en ek gaan dit nou in Engels sê, is that we are in a time of spiritual overload, but biblical malnutrition. Biblical malnutrition. So ons het geestelike oorvoeding, dis amper asof ons te veel eet geestelik, jy weet, sosiale media en daai tipe goeders, maar ons het Bybelse ondervoeding. Okay, so baie van ons eet elke dag, maar ons eet nie noodwendig die woord nie. Weereens, ons praat oor wat eet ek en jy geestelik. En die neeweffekte van dit is, as ek nie die regte geestelike kos eet nie, dan voel ek baie keer soos wat ek voel. Dan dryf my emosies my. Dan dryf die verkeerde gevoelens my. Dan voel ek of ek nie oorwinning behaal nie. Dan voel ek nie lekker in my gees nie. En dit het allerlei ander effekte in my verhoudings, by my werk, hoe ek my tyd spandeer, hoe ek na my kinders kyk. Verstaan, dit het 'n impak op elke deel van my lewe. En een van die dinge wat ek baie keer by dames hoor is dat, maar ek voel so de mekaar. Ek voel, daar's nou hierdie ou wat hierdie lering bring en daar's hierdie persoon wat dit sê en ek voel net so de mekaar en ek is nie seker meer wat die waarheid is nie. En ek dink, dames, hierdie is ook een van die grootste redes. Dit is omdat daar is net 'n magdom van inligting daar buite. Daar is net te veel plekke, daar's te veel tafels waar ons gaan sit om te eet. En dis amper asof die Here my hierdie prentjie gee dat in plaas van 'n feesmaal by sy woord waar ek en jy ons eie Bybel oopmaak en waar ons self uit die woord van God uit eet, dis amper asof as jy nou 'n ma is, dan sal jy dit nou verstaan wat jou kinders die hele middag gesnack het. Hulle eet nou lekkertjies hier, hulle eet chippies daar, hulle eet daar, maar hulle kry nie die regte kos in, die regte voedingsstowwe in wat hulle actually nodig het om te kan groei nie. So ons snack op Facebook, ons snack op Instagram, ons snack op die TikTok profete, verstaan? En moenie 'n fout maak nie. Ek sê nie jy mag nie na iemand se prediking luister nie. Hier's ek nou besig om 'n podcast vir jou te doen en jy luister vir my. Okay? God gee die apostels, die evangeliste, die herders, die leraars en die profete aan sy kerk. Hy sê dit in Efesiërs 4. Om die kerk toe te rus vir dienswerke, maar die beginsel wat ons vandag oor wil praat is, daar is 'n verskil tussen iemand wat my na die woord toe lei en iemand wat die woord vir my word. Nee, maak dit sin wat ek sê. Daar's baie mense na wie ons luister en iets wat ons baie keer as 'n gemeente sien is mense kom vra nie altyd vir ons wat ons glo nie. En dit is 'n reuse verantwoordelikheid om die woord van God te verkondig, om lering te bring aan mense. Maar my hartspassie is om vir vrouens te leer, okay, hoe onderskei ek? Hoe onderskei ek as ek na 'n lering luister of die waarheid is of dit nie is nie? En die lang en die kort daarvan is ek moet self in die woord kom, nê? So as 'n leraar, ek kan 'n hulpbron wees, maar ek moenie die woord vir jou word nie. Verstaan? Elke goeie prediker behoort jou uiteindelik terug te kry na jou eie Bybel toe, om self by die Here se voete te gaan sit en sy woord vir jou te lees. So, my hart is om jou te dryf na die woord toe, dat jy hongerder is vir hom na hierdie podcast as wat jy voor die podcast was. Okay, en daar's 'n groep mense in Handelinge 17, hulle noem dit die Bereërs. Hulle het vir ons 'n wonderlike voorbeeld gegee. Ek gaan vir jou lees Handelinge 17 vers 11. En dit sê die mense van Berea was edeler. Hulle het die woord met alle bereidwilligheid ontvang en hoor hierdie, hulle het elke dag die skrifte ondersoek om te sien of hierdie dinge dan so was. So dink net gou 'n bietjie daaraan. Hulle het Paulus se lering gevat, hulle het sy teachings gevat. Hulle het geluister met oop harte, maar dan het hulle in die aande self hulle Bybels gaan oopmaak en
vir die Here gesê, Here, kom wys vir ons, is hierdie die waarheid, kom breek dit verder vir ons oop, ons wil verstaan. En ek dink dit is die uitnodiging wat die Here vir my en jou gee. So, as ek nie die woord ken nie, die gevaar is, ek gaan afhanklik raak van iemand anders se lering. Ek gaan afhanklik raak van iemand anders se openbaring. En weer eens, ons sê nie vir mekaar is verkeerd nie, ons sê net vir mekaar, daar is 'n plek vir 'n hulpbron, 'n leraar, 'n teacher of the word, maar daar is 'n groter plek, 'n eerste plek, vir ek en jy om by die Here self te gaan sit in die woord. God het jou nooit geskep om tweedehandse brood te eet nie. Hy roep my en jou eintlik om by die tafel te kom sit, by sy tafel te kom sit, waar hy met jou kan praat, van sy hart na jou hart toe. En ek hoor eintlik soos in my hart, terwyl ek hieroor praat, hoor ek hoe sê baie vrouens vir my, dat ek voel so skuldig, omdat ek weet ek spandeer nie genoeg tyd in die woord nie. Ek voel so skuldig, want ek weet ek lees nie genoeg die Bybel nie. En so, ek wil jou net bemoedig in dit vandag. Kyk, die hart van hierdie gedagte is nie dat ons nog meer skuldig moet voel, want ons doen nie genoeg nie. Vandag voel ek regtig in my hart dat die Here nooi ons uit na 'n dieper plek toe. Dis 'n uitnodiging. Okay? En hy nooi jou nie na sy woorde omdat hy jou wil toets nie. Hy nooi jou want hy wil jou voed. Okay? So ons praat vandag van hy wil jou geesmens voed. Hy wil vir jou die kos gee wat jou geesmens nodig het. Okay, so die Bybel lees is nie nog iets op ons to-do-lysie nie. Ek dink ons het almal genoeg op ons to-do-lysie. Dit is 'n uitnodiging van die Vader wat sê kom sit by my. Ek wil met jou gesels. Hebreërs 4, ek wil hê jy moet na hierdie skrif luister. As jy een skrif onthou van hierdie stukkie vandag, dan is dit hierdie. Hebreërs 4 vers 12 en ek het dit eintlik gelees hierso uit die toelichtingsbybel uit. En dit sê die volgende, dit sê die woord van God is vol lewenskrag. Met ander woorde, lewensveranderde waarheid. Die waarheid is wat my en jou lewe verander, niks anders. Die waarheid van Jesus Christus. En vol energie, dit is aktief. Dit is skerper, meer effektief as 'n swaard wat 2 skerp kante het. Dit sny tot binne-in, diep in ons innerlikste wese. Tot by die grens tussen ons emosies, denke en wil. Tot in ons gewrigte en murg. Met ander woorde, jou diepste menswees. En dit vlek ons diepste, mees verborge, mees versleierende motiewe en oorwegings oop. So kan ek jou net bemoedig vandag, dat die woord is lewendig, die woord is kragtig. En wanneer jy jou Bybel oopgaan, gaan dit nie net oor verstaan wat jy moet doen nie, die Here self ontmoet jou in die woord. As ek terugdink aan my getuienis, dan besef ek dat die woord van God het my genees. Die woord van God in my hart het my genees. In my verwerping het die Here kom genees. In my abandonment, my pa is oorlede toe ek 'n klein dogtertjie was. In daai plek van alleen, verwerping, abandonment, soos hulle sê in Engels, het die Here my kom genees. Die woord het my vrygemaak. Die woord het my vrygemaak van vrees, van paniekaanvalle, van angstigheid, waar ek antidepressante moes drink, want ek was so angstig. Ek het net soos dit paniekaanvalle gekry, kon nie verstaan waaroor dit gaan nie. Van maagkwale, van minderwaardigheid. Ek meen fisies het die Here my kom genees deur die krag van sy woord. En die woord het my begin vorm en die woord vorm my nog steeds. En ek is seker jy kan net soveel getuienisse oordeel. In my identiteit, in my geloof het die Here my kom vorm. In die waarheid oor wie ek is in Christus. Tot waarna toe ek in staat is as 'n kind van God. Ek bring nou die woord waar jare gelede was ek so skaam, ek was so teruggetrokke, ek was so vol angs en vrees, ek kon nie my mond oopmaak voor mense nie. Maar wat het verander? Ek glo. Dit was die Here wat deur sy woord, wat lewendig, kragtig, aktief is, deur dit te lees, deur dit te bestudeer, deur op dit te mediteer, dag vir dag, stukkie vir stukkie, tree vir tree, en die Here is nog steeds besig om so baie in my lewe te doen. Net deur die woord. So die woord dra krag. Dit is my hart wat ek vandag met jou wil deel. Die Heilige Gees vat hierdie swart letters op wit papier en hy maak dit lewendig. Dit is ook om baie keer, ek weet nie of jy al agtergekom het as jy in die kerk sit en jy luister na 'n preek, die een persoon langs jou hoor een ding, die ander persoon hoor 'n totale ander ding. Dit is omdat die Heilige Gees die woord vat en hy kom openbaar dit vir jou geesmens, vir dit wat jy nodig het. Kom praat hy spesifiek met jou.
So die een kan openbaring ontvang, die ander een kan kennis ontvang. Die woord is nie net gelees nie, die woord het jou kom lees. Hoe amazing is dit? En baie keer dan, ek weet nie of jy ook al oor daai gebed gebid het nie, dan sê jy, Here, maar praat net asseblief met my. Here, hoe hoor ek U stem? En die ding is dan baie keer, dan bid ons dit, dan lê die Bybel so oop op ons tafel, of dit lê so oop ergens. En baie keer het die Heilige Gees my al uitgedaag en gesê, maar jy vra dat ek met jou praat, maar hierso lê my woord. Dit is waar die Here eerste gepraat het. So kom terug op 'n plek van die woord, want daar gaan ek en jy sy stem herken. Wat sê Psalm 119, vers 105 sê dit? Dit sê dat U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. En toe ek nou weer hierdie week dit lees, toe besef ek dat, verstaan, die Here gee nie altyd 'n kollig op die volgende 10 jaar nie. Soos hier's nou 'n massiewe lig bo my, soos wat ons nou die podcast rekord. Die Here gee nie noodwendig daai tipe lig wat ek vir die volgende 10 jaar kan sien nie. 'n Lamp gee die volgende tree. En dis baie keer hoe die Here met ons praat deur die woord. Daar's net genoeg lig vir die volgende tree, want hy wil ons hou by daai plek van afhanklikheid. Ons wil antwoord hê, die Here sê, kom terug na my woord toe. In sy woord kry ons wysheid vir die volgende stap. Volgende vers wat ek vir jou gaan lees is Johannes 1 wat hierdie sê. In die begin was die woord en die woord was God. En dan in vers 14 sê dit die woord het mens geword. Nou ek en jy weet dit praat van Jesus Christus. Jesus is die woord. So baie keer vra vrouens vir my, maar hoe leer ken ek die Here? Hoe werk dit? Begin by die woord. Jesus is die woord. Dit is ons kos. Dit is wat ons geesmens gaan voed. Dit is wat gaan maak dat ons in oorwinning loop. Dit is wat gaan maak dat ons die Here se stem herken. En nie te mekaar raak met al hierdie stemme wat in ons wêreld met ons probeer praat nie. Ek glo ons leef in 'n generasie wat die meeste geraas nog ooit ervaar het. Want ons kan nie afskakel nie. En die Here sê, kom terug na die woord. So as ek my Bybel oopmaak, lees ek nie nog net kennis nie. Ek doen nie net geskiedenislesie nie. Dis eintlik 'n ontmoeting met 'n persoon. Dit is 'n ontmoeting met Jesus Christus. En vir die vrou wat sit en dink, maar ek het nie tyd nie en ek weet nie eintlik hoe om dit te doen nie en ek wil jou net stop daar en ek wil sê verander jou perspektief 'n bietjie. Ek is ook baie daar, maar verander jou perspektief. Ek wil hê jy moenie dink oor hoeveel hoofstukke het ek gelees nie. Die vraag wat ons eintlik moet vra is, het ek nader aan Jesus beweeg vandag? So verander bietjie jou definisie van sukses. Verander jou definisie van, en met sukses bedoel ek nou, het ek nader aan die Here beweeg vandag? Dis die vraag wat ek wil vra. Nie hoeveel hoofstukke het ek gelees nie, want ek kan 20 hoofstukke lees en glad nie met 'n hart gelees het dat ek wil verstaan nie. So dis hoekom ons dit nie so wil meet nie. Ek wil net meet, het ek gekom na die woord toe en ek het die Here gesoek, al was dit 5 minute. OK. So ek wil jou bemoedig vandag, vrou van God. As ek net 1 keer 'n week eet, dan gaan my liggaam swakker word. En dit is presies dieselfde in die gees. Ons kan nie verwag dat Sondag se preek alleen, dis 'n wonderlike hulpmiddel. Maar as ek net Sondag uit die woord uit eet, dan gaan my geesmens begin sterf. Ek gaan swakker word in my gees. Ek gaan voel ek herken nie die Here se stem nie. Ek gaan nie voel ek het krag om my geloof uit te leef nie, want ek eet te min van my geestelike kos. En die Here begeer daai daaglikse fellowship met sy dogters. Hy wag vir ons in daai plek. Nie omdat hy iets van ons nodig het nie, maar omdat hy weet, ons het hom elke dag nodig. So ek wil hê jy moet jou gedagtes skuif in hierdie area, nê? Moenie die woord sien as 'n plig nie. Sien dit eerder as asem wat jy nodig het om te leef vandag. Moenie dit sien as huiswerk of nog 'n taakie nie. Sien dit as brood. Sien dit as essensieel vir jou oorlewing. Moenie dit net nog sien as nog 'n geestelike prestasie nie. Ek love 'n tickbox. Maar moenie dit so sien nie, want dit sit 'n onbewuslike druk op jou hart. Sien dit as 'n plek waar jy die Vader elke dag gaan sien, waar jy hom gaan ontmoet elke keer as jy kom sit by die woord. Want dit wat ek en jy gereeld inneem in die gees, gaan bepaal wie ons op die einde van die dag gaan word. Ons ken hierdie skrif, Spreuke 4:23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.
Okay. Jou hart word gevoed deur dit wat jy toelaat om daarin te gaan. As ek elke dag my gedagtes gaan voer deur vrees, dan gaan ek angstig bly. As ek elke dag my gedagtes gaan voed met die wêreld se opinies, wat teenstrydig is met die woord van God, dan gaan my waardes begin skuif. As ek dit voed met God se waarheid, gaan my lewe begin verander. En jy gaan sien, dan raak jou effort groei. Okay, so prakties, hoe doen jy dit? Okay, ek gaan altyd ietsie prakties deel, want ons vrouens hou daarvan om die vragie hoe te beantwoord. So dis great, Marissa, maar sê vir my, hoe moet ek dit doen? So, ek hoor hoe al die vrouens vir my sê, maar ek is net te besig. Ek het net nie tyd nie en ek hoor jou. Daar is seisoene. Party van julle is mamas met babietjies, toddlers, klein kindertjies, jy het letterlik nie eers 'n minuut vir jouself nie. Party van ons werk voltyds. Party van ons versorg miskien iemand voltyds. Party probeer net actually oorleef tot môre. Maar ek wil vir jou sê, God vra nie perfeksie van jou nie. Hy nooi jou net na getrouheid toe. Dit is dit. En dit gaan anders lyk vir elkeen van ons. So, die idee is nie dat hy vir jou sê, ek gaan lees nou 10 hoofstukke vandag nie. Al wat hy sê is, kom eet ietsie. Kom eet net ietsie. Die van julle wat mamas is, jy gaan nie vir jou kind sê, jy moet nou 3 kilogram se kos eet, as hy 2 jaar oud is. Nee, jy gaan vir hom sê, eet net ietsie. Okay, so ons elkeen eet dit wat ons nodig het in daai seisoen waar ons is. Dit werk presies so in die gees. Moenie wag tot jy eendag meer tyd het nie. Begin met die tyd wat jy het. As jy 5 minute het, dan vat jy 5 minute. Okay, 4 praktiese idees. Ek hou van 4 punte, so ek gaan vir jou 4 punte gee. Okay. Nommer 1, partykeer moet mens net 'n ding doen, soos 'n fisiese aksie wat 'n geestelike deurbraak gaan bring, soos maak 'n tyd en 'n afspraak met die Here, soos wat jy 'n afspraak gaan maak met iemand wat jy gaan sien. Okay, wat jy dalk 'n afspraak met jou man maak vir 'n date night, maak 'n afspraak met die Here en sit dit in jou Google kalender of skryf dit neer in jou dagboek of hoe ook al jy werk. Maar maak 'n tyd uit in jou dagboek, in jou week, in jou dag waar jy net vir die Here sê, Here, al mis ek dit vandag, môre gaan ek weer probeer, maar daai tyd is my en u tyd. Want die realiteit is, ons maak tyd vir wat vir ons belangrik is. So, as jy nie doelbewustheid uitsit nie, dan gaan ander mense en ander dinge in die dag vir jou besluit wat jou prioriteite is. So, kies 5 minute, kies 10 minute, kies 'n halfuur, maar probeer mik vir dieselfde tyd, probeer mik vir dieselfde plek. Kry jou koppie koffie, kry jou Bybel, kry jou dagboek, en dan sê jy vir die Here, Here, hierdie afspraak is met u, ek wag hier op u. Die Here, Jesus het self onttrek en hy het elke dag by die Vader gaan sit. Nommer 2, lees 'n bietjie minder en dink 'n bietjie meer. Hierdie is altyd vir my 'n uitdaging, want ek hou van 'n tikboksie, so ek het altyd gevoel ek moet meer en meer en meer lees, veral omdat ek 'n leraar in die woord is. En daar's 'n tyd vir bestudering van die woord vir my in my werk wat ek doen. Maar in my devotional tyd met die Here, het ek al gevoel die Here sê vir my, lees minder en sit net in my teenwoordigheid. Dink meer oor wat jy lees. So, sê nou maar jy het net 5 minute. Baie vrouens sê vir my, okay, maar ek voel ook oorweldig, waar begin ek in die woord van God? Waar begin ek? So as jy in 'n plaaslike gemeente is, wat hulle preke elke Sondag doen en preeknotas doen, ons kerk gebruik YouVersion, elke liewe week sit ons vir die skrif daar en ons sit vir jou notas in, vat net dit, gaan save dit, die notas is laai vir 'n week, jy kan dit save, jy kan jou eie notas maak. Ek persoonlik is mal oor die YouVersion app, ek weet vir party mense is jou foon bietjie van 'n distraction, maar gebruik dit as dit vir jou 'n riglyn kan wees. Dan gaan lees jy net daai week. Vat net daai 5 skrifte en lees deur daai skrifte. En vra vir die Here, Here, kom breek die woord met my oop. Wat het u vir my te sê in hierdie week se preek? Hoe is dit van toepassing op my? Of partykeer sê ek vir mense, begin in die evangelies. Begin met die boek van Johannes. Hy is die disipel wat 'n openbaring gehad het dat Jesus hom liefgehad het. So, dit gaan met die liefde van die Here. So, begin in Johannes, dan lees jy Matteus, dan lees jy Markus, Lukas en Handelinge. Dit hanteer die hele lewe van Jesus. Begin daar. Jy hoef nie te begin in Levitikus of in Openbaring nie. Okay? Begin by die lewe van Jesus, begin by sy bediening. Iets wat ek baie gedoen het en ek doen dit nog steeds eintlik in my lewe, is dat ek gebruik die woord ook soos medisyne. As ek op 'n plek is waar ek siek voel geestelik, en met dit bedoel ek, miskien het ek emosionele seer,
Miskien sukkel ek in my huwelik. Miskien sukkel ek met finansies. Miskien sukkel ek, maak nie saak watter area in jou lewe nie. Weereens, jy kan gaan op 'n ding soos YouVersion, op 'n app, of 'n toep in Afrikaans, en jy gaan soek 'n leesplan vir daai tema. En jy vra vir die Here, kom praat met my. As jy 'n probleem het in finansies, help dit nie jy gaan bestudeer nou leierskap nie. Gaan doen eers finansies en vra vir die Here om vir jou daar openbaring te gee, om vir jou daar te leer. Wat wil hy vir jou openbaar? En dan vra mens net vir die Here. Jy sê vir die Here, Here, wat leer hierdie gedeelte my van U? Wat leer dit my van myself? Want onthou die woord het gesê in Hebreërs 4 dat hy sny tussen murg en been. Die woord is ook 'n spieël wat vir ons kom wys wat is fout in my denke, wat is fout in my gedrag en hoe kan ek dit verander? Wat wil die Here kom sny? Wat wil hy kom snoei? Wat wil hy kom genees? En hoe kan ek daarvolgens leef? Nommer 3, vul jou klein oomblikke met die woord. Iets wat my man baie goed doen as ons op vakansie gaan of as hy ergens in 'n bedryf vir werk of as hy in die verkeer sit hy vir hom die audiobybel aan. Jy kan dit doen weer eens op YouVersion, jy kan ek weet nie, het mense nog CD's in hulle karre, jy kan dit op CD luister, jy kan op USB dit sit. Party mense is mal daaroor om die woord te luister. Sit vir jou 'n audiobybel aan. Miskien as jy die kinders moet rondry. Ek sê baie keer vir mense luister 'n podcast ook, maar weer eens ons praat nou van daai tydjie wat jy in die woord self het, Jesus se woorde self. Miskien wanneer jy was gedoen, miskien wanneer jy stryk, miskien wanneer jy wat ook al jy doen, bestuur, waarmee ook al jy besig is, vat daai klein oomblikkies en raak kreatief en vra vir die Here, waar kan jy 'n ander gewoonte vervang met die woord van God? En dan vierdens, moenie net lees vir inligting nie, lees vir ontmoeting. Vra vir die Here, Here, ek wil U ontmoet vandag. En ek gaan jou los met hierdie belofte voordat ek vir jou gaan bid. Jeremia 29:13 sê, julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. So ek wil jou bemoedig dat die Here se belofte is, as jy my gaan soek, gaan ek jou nie los nie. En as jy nie vandag dadelik voel jy hoor iets nie, dit is okay, onthou jy eet. Elke dag as jy eet, voel jy nie noodwendig, ek voel nou Vitamiin C het nou my immuunstelsel verhoog nie. Dalk dink jy dit, maar jy voel dit nie altyd nie. En dis dieselfde in die gees met die woord. Eet net elke dag en na 'n week, na 'n maand, na 'n jaar gaan jy begin agterkom een of ander tyd, wow, ek dink anders hieroor. Of ek hanteer hierdie situasie soveel anders. So daar's 'n lewende, aktiewe ding wat die woord in ons kom doen wat ons baie keer nie eers besef nie. En laastens wil ek jou net bemoedig, wees geduldig met jouself. Baie van ons vrouens het sulke hoë standaarde en die Here roep ons nie na 'n plek waar ons heeltyd moet voel maar ons maak dit nie. Weereens, hy roep ons na die tafel toe en hy wil sê ek wil jou lewendig hou in die gees, ek wil hê jy moet kom eet. Al eet jy 'n happie op 'n slag, kom eet net. 'n boom groei nie in een dag nie, maar as sy wortels elke dag water kry, dan kom die vrug. So ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed. Kom ek bid vir jou. Here Jesus, dankie dat U woord sê dat U woord is kragtig, U woord is lewendig en U woord is aktief. En Here, ek wil kom bid vir elke vrou wat luister na hierdie podcast, Here, en ek wil kom vra, Here, dat elke vrou wat moeg is, Here, wat voel dat sy is de mekaar, sy weet net nie meer wat die waarheid is nie, of elke vrou wat net voel, Here, ek weet iets is fout, ek voel leeg, ek voel emosioneel, ek voel laag, wat ook al dit is, Here, dat U elke vrou sal kom ontmoet op die plek waar sy nou is. En Here, dat U vir ons aanhou 'n openbaring sal kom gee van die krag van die woord. Here, dat U vir elke vrou sal kom wys, hoe lyk 'n sitplek by U tafel waar ons iets kan eet in die gees wat ons gaan opbou, wat ons gaan krag gee, wat ons gaan lewe bring. Hoe lyk dit vir elkeen van ons? Vir die van ons wat net 5 minute het, Here, ek kom vra dat U daai 5 minute sal bonatuurlik kom seën. Here, gee vir ons kreatiewe maniere en idees oor hoe ons meer van die woord kan eet. Elke dag, Here, nie net van Sondag tot Sondag, en wat ons voel ons sterf in die gees midweek nie, Here, maar dat ons elke liewe dag gevoed sal wees, gesond sal wees in die gees.
en dat ons meer en meer openbaring sal kry, soos wat ons die woord oopmaak en bestudeer. En dankie Jesus dat U gesê het, U los ons nie alleen nie. U het die Heilige Gees gestuur om die woord vir ons te kom oopbreek, om ons te leer, om ons wysheid en onderskeiding te kan bring. So Here, dankie net vir U woord. Dankie dat U is die woord, Here. Dankie dat U is die brood van die lewe en sonder U kan ons nie leef nie, kan ons nie in oorwinning stap nie, kan ons nie vry wees nie. Kan ons nie gesond wees in ons gees, siel en liggaam nie. So ek kom bid vir elke vrou van God wat luister na hierdie podcast, Here, net 'n nuwe vlak van eet in die woord en seën op seën, soos wat elkeen van ons die woord kom oopmaak. Dankie vir wie U is, ons het U so lief in Jesus naam. Amen. Mag dit jou seën vandag en ek is opgewonde om weer met julle te gesels.